Goeiemôre almal, Vrydagoggend. Dit is die 7de Maart, die jaar 2025. Dis 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vanoggend gaan ons 'n bietjie gesels oor tugtiging. Nou kyk, as jy 'n baba het en hulle begin opgroei, nou moet jy hulle leer, want gehoorsaamheid het jy nie. Jy moet dit geleer word. Dis nie 'n ingebore ding by jou om gehoorsaam te wees nie. Jy moet getugtig word om geleer te word, om te weet, as ek daai ding gaan vat, gaan ek pak kry. Nou kyk maar na 'n klein ding. Hulle kyk vir jou, dan gaan die handjie, hulle weet eintlik dit is verkeerd, want iets in hulle, die Heilige Gees, sê vir hulle moenie dit vat nie. Maar daai handjie gaan, terwyl hulle so vir jou kyk, en dan sê jy nee, maar hulle gaan nog en dan vat hulle hom. En dan kry hulle nou pak, en dan huil hulle, maar nou môre weet hulle, daai ding gaan ek nie vat nie. So, hoe gaan ons gehoorsaamheid leer? Deur Abba Vader, as hy ons nie tugtig nie. Nou die Israeliete, kom ons wees nou maar net eerlik, was baie ongehoorsaam. Ek sê nie ons is beter nie, maar glo vir my, ons moet ook gehoorsaamheid geleer word. Maar kom ons lees in God se woord, is Jeremia 32, en die Here begin hier te praat by vers 27, hy sê, kyk, ek is die Here, die God van alle vlees, sou enige ding vir my te wonderbaar wees. Daarom so sê die Here, kyk, ek gee hierdie stad oor in die hand van die Chaldeërs en in die hand van Nebukadreser, die koning van Babel, en hy sal dit inneem. En die Chaldeërs wat teen hierdie stad ver sal kom en hierdie stad aan die brand steek en dit verbrand, saam met die huise op die dakke waarvan hulle vir Baal rook laat opgaan het, vir ander gode en drankoffers uitgegiet het, om my te terg. Want die kinders van Israel en die kinders van Juda het van hulle jeug af net gedoen wat verkeerd is in my oë, want die kinders van Israel het my deur die werk van hulle hande net geterg, spreek die Here. Want 'n oorsaak vir my toorn en my grimmigheid was hierdie stad vir my van die dag af dat hulle dit gebou het tot vandag toe, sodat ek dit van my aangesig moet verwyder, weens al die boosheid van die kinders van Israel en van die kinders van Juda, wat hulle gedoen het om my te terg, hulle konings, hulle vorste, hulle priesters, hulle profete, hulle manne van Juda en die inwoners van Jerusalem, dat hulle my die rug toegekeer het en nie die aangesig nie, alhoewel ek hulle geleer het vroeg en laat, sonder dat hulle geluister het om tugtiging aan te neem. Maar hulle het hul verfoeisels neergesit in die huis waar my naam oor uitgeroep is om dit te verontreinig, en hulle die hoogtes van Baal gebou, wat in die dal van die seun van Hinnom is, om hulle seuns en hulle dogters vermoorlog deur die vuur te laat gaan, iets wat ek hulle nie beveel het, en wat in my hart nie opgekom het nie, dat hulle hierdie gruwel sou bedrywe, om Jerusalem en Juda te laat sondig. Daarom, so spreek dan nou die Here, die God van Israel, aangaande hierdie stad waarvan julle sê, dit is in die hand van die koning van Babel oorgegee deur die swaard, hongersnood en deur die pes. Kyk, ek sal hulle bymekaar maak uit al die lande waarheen ek hulle verdryf het in my toorn en in my grimmigheid en in my groot gramskap. En ek sal hulle na hierdie plek terugbring en hulle veilig laat woon, en hulle sal vir my 'n volk wees en ek sal vir hulle 'n God wees. En ek sal hulle een hart en een weg gee om my altyd te vrees, hulle ten goeie en hulle kinders na hulle. En ek sal 'n ewige verbond met hulle sluit, dat ek my van hulle nie sal afwend en om hulle goed te doen nie, en ek sal my vrees in hulle hart gee, sodat hulle van my nie sal afwyk nie, halleluja. En ek sal my oor hulle verheug om aan hulle goed te doen, en ek sal hulle duursaam in hierdie land plant, met hulle hele hart en met hulle hele siel. Want so sê die Here, soos ek hierdie volk gebring het, en oor al hierdie groot onheil, so bring ek oor hulle al die goeie, wat ek oor hulle gespreek het, halleluja, tot sover. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ja, ons weet, dat wanneer ons nie wil luister nie, want as kind word ons geleer om dissipline te hê, om gehoorsaam te wees, om te doen wat reg is en nie verkeerd is nie, en dan word ons groot, dan wyk ons af van wat goed is en wat reg is. En dan moet iemand kom en die toren laat ontvlam, en ons leer en ons lei, en partykeer word ons uit 'n plek uit weggeneem, sodat ons ore kan oopgaan, en ons kan hoor en luister. Here, baie dankie, ons bid ook dat U Gees op ons sal uitstort, en U vir ons 'n nuwe hart sal gee, een wat standvastig is in U, en wat vertrou op U, en wat nie sal afwyk
van wat goed is nie, nie die kwaad sal najaag nie. Here, ons wil U net loof en prys en eer. Here, seën ieder en elkeen in hierdie naweek is my gebed in Jesus naam. Amen en amen.